Wie is Simon Witbooi? As iemand dit vir my vra, dan moet ek eers vra, wat bedoel daai persoon met daai vraag? En dis die conundrum, as ek dit so kan stel, in vandag se tyd. Wat word bedoel met dit? Want daar is nie eensstemmigheid oor woorde nie. Ongeag hoe hard baie van my broers en susters probeer goed kategoriseer, herkategoriseer, subkategoriseer, verander, het fluctuate die hele tyd, want daar is die eensstemming nie, omdat as ek sê huis, kan dit baie beteken het vir baie mense. Dit is het hang af van 'n persoon se konteks. So wat word bedoel met daai vraag? Verstaan hy persoon wat mens is, en wat is mens in sy konteks, as hy vir my vra wie? Want vir ons is mense en menslikheid is die idee van mens wees. En dit is 'n baie diep konsep vir ons, wat ek nie weet of waar tyd is om regtig uit te breek in woorde nie, want woorde is 'n, wil amper sê, lamsakkige manier om dit te vervat, want menslikheid lê meestal in die vrug van jou mens wees. So, ek kan platweg sê Simon Witbooi is seun van Simon Witbooi Senior, afstammeling van die Namaqualaner, daai sulke klas goed, rymelary mens of iemand wat van woorde hou en sulke goed, maar daai goed is gedoen en baie van dit was op my geforseer sodat ek myself kon uitdruk in die konteks van die dag. En die konteks van die dag het sekere woorde verlang van my en sekere uitdrukkings verlang van my, sodat ek ontvanklik kon wees vir daai spesifieke konteks. Maar soos die kontekste verander het dit my geleentheid gegee om my nou beter uit te druk in die bespeuring en najaag as ware van my volheid van wie ek is, wat ons sê, jou noem, en dit is jou hoogste moontlikheid, calling, roeping, wat ook al jy dit wil noem, om my uit te druk eerder in so 'n manier wat woorde insluit, maar nie eksklusief tot woorde, tot die woorde templaat half geforseer is. Ons moet mekaar kry by wat bedoel jy? Wat bedoel jy eintlik? Of wat probeer jy bedoel? So in ons geleedere, en ek kooi dan nou as jy nie 'n ander woord wil gebruik nie, hou ons van the before, want daar's minder offense daar, daar's minder ek wil jou uitoorlê daar, dis 'n soeke na verstaanbaarheid. Ek dink almal bespeer en soek die harmonie idee van vandag, maar harmonie kan jy nie kry as jy alleen verstaan word nie. Ek weet nie hoe mense dit wil probeer verstaan nie. Jy almal moet daai geleentheid hê. En dit beteken nie jy moet dit nou ook verstaan nie, en in 10 minute verstaan nie, en in 'n debat verstaan nie. Waarheid werk nie so nie. Harmonie werk nie so nie. Ons almal het verskillende kontekste. So Hemelbesem was hy een van die pile wat geskiet was uit die consciousness, as ek dit so kan stel, van waar ek vandaan kom. Want eintlik is 'n mens se identiteit maar net 'n samestelling van al hierdie goed, al hierdie consciousness. As ek begin lyk soos my pa, verstaan, hy kom van sy pa, papa, en jy kan mamma ingooi, en jy kan watse woorde, jy sien, ek wil nie mense offend nie, maar jy's 'n samestelling van dit, en daar's 'n verantwoordelikheid wat saam met kom, en ek is maar daai pyl wat uitgeskiet was, om daai brug te probeer bou, en taal was een faset vir my, omdat ek het gevoel, ons mense, die breinvolk, die Khoisan mense, die Gamkoe mense, die Gam mense, die wat ook al jy dit wil noem, Kamisa, jy kan noem wat jy wil,
is nie die geleentheid gegee om verstaan te word in hulle konteks nie. Dit was heeltyd template wat sê, verduidelik vir jou binne hierdie templaat. So alles wat Simon Witbooi, die Hemelbesem gedoen het deur die jare, was om template en grense half te breek en nie te breek en dit weg te gooi nie. Ek glo nie 'n mens moet goed weggooi wat daar is geskep is nie, want dan mis ek weer die plot as ek ware harmonie soek. Maar om by te voeg, om te sê, maak tyd vir hierdie ook, en wel, die vrugte kan vir hulle self spreek. So, ek hou van hoe ons mense sê, hey, en dit beteken nie net diverse people unite nie, dit is dom. Ek meen, almal het daai droom, universities, almal het die droom, unity and diversity, eendrag maak, mag, brrr. Ons verstaan, dit is 'n logiese waarheid, dit is 'n geestelike waarheid, dit is wat geloof is eenstemming. Ons moet saamstem, maar nou, die konteks van die onlangs nog en die verlede tyd vir wat gebeur het in Suid-Afrika, het jou geforseer om saam te stem met iets wat jy nie noodwendig moet saamstem nie, wou saamstem nie. En ongelukkig het daai groep mense en idees het gedink, die saamstem beteken nou is dit die hoogste waarheid, maar dit is nie. You know? Woorde is 'n lae vlak van uitdrukking, en veral wat skepping aanbetref. Ek skep reeds, as ek in 'n plek instap, sonder woorde, dan skep jy 'n atmosfeer. Jy weet, ek kan baie goed skep sonder woorde, en ek dink, dis belangrik dat ons nie woorde op so 'n vlak vat waar dit mense afbreek. So, vir ons is bring mense by mekaar, maar dit beteken jy in die gemeenskap, maar die gemeenskap ook in jou. En die beginsel is baie na aan die Christelike beginsel of die Bybelse beginsel, laat ek nie sê Christelike. Want ek weet vir my Afrikaanse mense is dit soms 'n skelwoord. Maar ek hou van die beginsel, dis waarheid. Maak saak of waarheid deur 'n donkie kom, deur 'n ashoopie. Waarheid bly waarheid. Jy weet, dat ek eers moet gee. Eerste, as ek respekteer wil word, moet ek eers respekteer. Hemelbesem het dit gedoen. Simon sou het dalk reg kry nie, ek was 'n average student, ek was average op in hy konteks, maar ek het geweet ek is nie. So ek het ways gesoek om aan te hak sonder of minimale offense, sodat mense my in sou laat, dat ek ander waarheid ook kon tuisbring by mense. So, as ek wil gerespekteer word, moet ek dit gee. As ek wil gehoor word, moet ek eers hoor. So, sulke goed, daai kronologiese volgorde van liefde, is iets wat ek met 'n professor nou die dag nog probeer uitwerk, toe hy sê, maar love doesn't have conditions, is unconditional, daai idee. Sê ek, het kan unconditional is, maar hy moet 'n oorsprong hê, hy moet 'n nucleus hê, hy moet 'n sentrale punt hê, en sy sentrale wegspringpunt is dit gee eerste. So, ek dink Afrikaans, van die broederbond tot en met vandag toe, die konsep van taal, dit wat gegee is aan ons, is nie alfa en omega nie. Daar gaan altyd meer as dit wees. Ek dink is in my laaste debat in Nederland met klomp professors en goed, waar ek ook 'n staande applaus gekry het, was oor die arrogansie van die plafon. Wie kan 'n organiese ding, 'n plafon opsit? Is net vrees wat dit doen. En meeste van die template wat onderdrukking gebring het, wat steeds nog in werking is, in baie plekke, in baie instansies, is uit vrees uit vir goed wat jy nie verstaan en ken nie, ander soortige bydraes. Maar ek het nuus vir jou, omdat hierdie goed geestelik is, ons wat kommunikeer, is nie net woorde nie, is geestelik. Dit gaan jou oorval. Ek het 'n TED Talk gedoen 'n paar jaar terug oor die fonetika van Afrikaans, hoe dit gaan verander en hoe ons mense sal bydra tot dit.
Want ek dink die plafon is bereik vir die template van die dag, verstaan? Daar's 'n nuwe dag, 'n nuwe son wat opkom en opgekom het. En nou is dit my taak as Hemelbesem, Simon Witbooi, wat ook al, om in Afrikaans, dit is mos nou maar die voertaal van die dag vir ons mense, om vir ons mense platforms en template te help skep wat meer inklusief is by die begin, by die onset soos die Engels sê, by die fondasie. Want die tyd is verby waar plafonne, waar template na jou toe kom en sê maar jy moet binne hierdie dink. You know, anders is dit nie dit nie. Ja, daai tipe arrogansie.